Versoeking is nie 'n vreemde, seldsame gebeurtenis in 'n gelowige se lewe nie. Dit is deel van die menslike reis. Van Adam en Eva in die tuin van Eden tot Jesus in die woestyn. Versoeking was 'n werklikheid. Paulus se woorde in 1 Korintiërs 10:13 gee ons egter een van die mees vertroostende beloftes in die skrif. God is getrou. Hy verlaat nie sy kinders in oomblikke van beproewing en versoeking nie. In plaas daarvan maak hy weg vir ons om vas te staan en te volhard. Paulus begin deur ons daaraan te herinner dat geen versoeking wat meer is wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. Soms dink ons stryd is uniek, dat niemand anders dit moontlik kan verstaan. Dit is een van die vyand se leuns, om ons geïsoleerd, skaam en hopeloos te laat voel. Maar God se woord sê dat ons versoeking algemeen is. Ander het dit in die gesig gestaan, en ander het dit oorkom. Die Bybel is vol voorbeelde. Josef het die versoeking van seksuele sonde in Potifar se huis in die gesig gestaan, en hy het daaruit gevlug. Dawid het die versoeking van welis in die gesig gestaan, en saam met Batseba in sonde verval. Jesus self was in alle opsigte versoek, maar sonder sonde. Om te weet dat versoeking algemeen is, behoort ons nie onverskillig te maak. Dit moet ons eerder aanmoedig dat oorwinning moontlik is. Die sentrale waarheid van hierdie vers is, God is getrou. Versoeking kom dikwels met 'n gevoel van druk, dringendheid, en 'n stem wat vir ons sê dat ons nie kan weerstaan. Maar God is nie 'n onverskillige waarnemer nie. Sy getrouheid beteken, hy sien elke beproewing wat ons in die gesig staan, volgens Psalm 34:16. Hy ken ons perke beter as ons, volgens Psalm 103:14. En hy is daartoe verbind om ons te onderskraag in ons wandel met hom. Aldus Filippense 1:6. Hierdie getrouheid is nie afhanklik van ons gevoelens nie. Selfs wanneer ons swak voel, wankel God se toewyding aan ons nie. Paulus verseker ons dat God nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word. Dit beteken nie dat die lewe altyd maklik sal wees, of dat versoeking lig sal voel. Dit beteken dat God noukeurig weeg wat hy in ons lewens toelaat, en verseker dat dit binne die perke is van wat hy deur sy genade ons in staat sal stel om te verniet. Soms is wat ons dink te veel is, eintlik 'n geleentheid vir geestelike groei en afhanklikheid van God. Jakobus 1:2-4 herinner ons daaraan dat beproewinge deursettingsvermoë voortbring en deursettingsvermoë lei tot volwassenheid. Miskien is die mees bemoedigende deel van hierdie vers: as die versoeking kom, sal hy ook uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Let op dat Paulus nie sê dat die uitweg altyd onmiddellik ontvlugting is nie. Soms is dit krag om te volhard totdat die versoeking verby is. Ander kere is dit 'n baie duidelike uitgang uit die situasie uit. Enkele voorbeelde van God se uitweg sluit in: vlug. Soos Josef is die antwoord soms om fisies en vinnig van die situasie af te vlug. Dan is daar gebed. Jesus het sy disippels geleer om te bid: lei ons nie in die versoeking, volgens Matteus 6:13. Dan die woord. Toe Jesus in die woestyn versoek is, het hy weerstand gebied deur die skrif aantal. Hiervan lees ons in Matteus 4:1-11. En dan is daar aanspreeklikheid. Deel stryd met betroubare gelowiges, wat saam met ons kan bid en ons kan bemoedig. Ons moet waaksaam en gewillig wees om die uitweg te neem wat God voorsien. Dikwels duur die versoeking voort omdat ons die ontsnappingsroete ignoreer. Terwyl God getrou is om die uitweg te voorsien, het ons 'n verantwoordelikheid om daarop te reageer. Die vorige vers in 1 Korintiërs 10 waarsku die gelowiges teen afgoderry, onsedelikheid en die toets van God. Paulus se boodskap is duidelik: moenie met die sonde speel nie, moenie met versoeking flankeer nie, en moenie aanvaar dat jy te sterk is om te val. Oorwinning oor versoeking gaan nie oor selfstandigheid nie, maar oor God afhanklikheid. Ons veg met die geestelike wapenrusting wat God vir ons gee, volgens Efesiërs 6:10-18, en deur naby hom te bly. 1 Korintiërs 10:13 is 'n belofte wat elke gelowige na in die hart moet hou. Versoekings is werklik, maar so ook God se getrouheid. Hy ken ons perke, stel grense rondom wat ons in die gesig staan. Hy bied altyd 'n manier om versoeking te verduur of daarvan te ontsnap. Wanneer ons oorweldig voel, kan ons onthou:
Ons stryd is nie uniek nie. Ander het dit in die gesig gestel. God is getrou. Hy sal ons nie verlaat nie. En daar is altyd 'n uitweg. Ons moet dit neem. Laat ons aan hierdie belofte vashou en vertrou dat die een wat ons geroep het, in staat is om ons te keer om te val. En wanneer die oorwinning kom, mag ons alle eer gee aan hom wat ons verlos.